Goeiemôre broeders en susters. Kan julle my hoor daar agter? Ek sien ons party ouens wat 'n bietjie twyfel. Ja. Baie hartlik welkom almal by hierdie diens van ons. Ons is dankbaar dat ons op hierdie wonderlike dag die Here mag dien en hom mag loof en prys. En ons bede is dat julle almal 'n baie geseënde Christusfees sal hê. Ook vir ons diaspora-lede wat nou saam met ons luister of dalk later. Baie geseënde tyd ook vir julle. Broeders en susters, daar's ook 'n geleentheid vir ons kinders om so hierna ons gaan 'n stille nag sing en dan is daar agter vir die jongeres is daar 'n geleentheid om 'n Bybelles te kry. So wees voel vrymoedig om die kinders daarin te vat. Kom ons begin en ons sing saam lied 344, die eerste, die tweede en die derde vers, dan lied 10, dis die Engelse Vreugde vir die wêreld en dan Joy to the World en dan lied 345 vers 1, 2 en 4 terwyl ons so sit. Maar het gaan nie werk nie.
Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan staan, dan sing ons Psalm 2, die 4de en die 6de verse, en daarna dan bly ons saam staan, dan bly ons geloof. Liefdes, op hierdie besondere dag kom ons bely ons geloof en ons almal sê dit hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die lyding van die hel ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Geliefdes, kom ons sing saam lied 348, die eerste en die tweede vers. En ons sing altyd op Kersdag ook 'n paar Engelse liedere, omdat ons baie gaste en van die familie het wat ook Engels sing. In die tweede vers gaan ons dan ook in Engels sing.
Geliefdes, dis vandag 'n dag waarin ons die liefde van die Here herdenk en die koms van sy seun. Dank die Here dat sy seun hom volmaak gedien het. En as hy vir ons die opsomming van die wet gee, Matteus 22, dan sê hy, wat is dan, as hulle hom vra, meester, wat is die belangrikste gebod in die wet? Dan sê hy, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. En dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. En op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. En mag dit ook op hierdie dag deel van ons lewe wees, maar nie net op hierdie dag nie, elke dag van ons lewe, dat ons liefde vir die Here en ons naaste, ons lewe sal oorheers. Ons gaan saam met mekaar sing, nadat ons saam gebid het, lied 353 vers 1, 2 en 3. Ek gaan dit nie aankondig nie, ons gaan dit spontaan sing. Kom ons sit net eers so en dan bid ons saam. Ons hemelse Vader, aan U die lof, die eer, die aanbidding, U wat alles gemaak het, U wat regeer, U wat hierdie wêreld in U hand het, wat die heelal in U hand het. En ons mag vandag kom en ons mag aan U eer bring, ons mag U loof, ons mag U prys. Here, ons wil nie sonder die lof aan U wees. Ons het 'n diepe begeerte om met alles in ons lewe U te loof en te prys. En daarom kom ons en ons buig in aanbidding voor U neer en sê, Here, ontferm U oor ons. Sprei U vleuels oor ons. Want U weet wie ons is, U weet wat ons is, U weet wat van die maaksel te wagte is. Ons het 'n diep begeerte om U te dien, Here. Maar ons menswees is so klein en nietig. En daarom smeek ons, as ons luister na U woord op hierdie baie besondere dag, dat dit sal wees tot eer van U naam. Dat dit U grootheid sal uitdra. Here, dat die manier waarop ons hoor, ons nie onaangeraak sal laat, maar dat ons meer en meer ons lewe aan U sal oorgee as 'n offer, ons hele lewe aan U sal gee. Maar dat die vreugde en die vrede wat U gee, ons lewe sal oorheers. Here, maak ons ook getrou in ons diens aan U. Ons bid en vra dit alleen in die naam van ons Here Jesus Christus, ons koning en ons verlosser. Amen.
Geliefdes, ons gaan vanmôre lees uit twee gedeeltes. Die eerste gedeelte is uit Lukas 2, geboorte van ons Here Jesus Christus, en dan net twee verse uit Galasiërs 5, vers 22 en 23. So ons lees saam uit Lukas 2 en uit Galasiërs 5. In daardie tyd het keiser Augustus 'n dekreet uitgevaardig dat die bevolking van die hele ryk geregistreer moes word. Dit was die eerste volkstelling wat gehou is toe Cyrenius die prokurator van Sirië was. En almal het gegaan om hulle te laat registreer, elkeen na sy eie dorp. En Josef het ook gegaan. En hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea gegaan, na die stad van Dawid, wat Bethlehem genoem word, omdat hy van die huis en die nageslag van Dawid afkomstig was. En hy het saam met sy verloofde Maria, wat swanger was, gegaan om hom te laat registreer. En terwyl hulle daar was, het die tyd aangebreek dat haar kind gebore moes word. En sy het geboorte geskenk aan haar eerste kind, 'n seun. En sy het hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar nie vir hulle plek in die herberg was nie. En dan lees ons ook verder saam met Lukas 5, vers 22 en 23. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen hierdie soort dinge is daar nie 'n wet nie. Geliefdes, dis 'n wonderlike voorreg om in hierdie wêreld in alle vryheid op hierdie dag die Here te mag dien en te mag loof, om te mag herdenk die geboorte van ons Here Jesus hier op aarde. En dan mense staan verstom oor die wonder hiervan. Vir ons is dit eintlik so gewoon, dis maar die ritme en soveel jare doen ons dit. Maar geliefdes, daar's niks normaals aan die feit dat die een deur wie die wêreld geskep is, die een wat die wêreld in sy hand hou, die een wat die wêreld regeer, bereid was om 9 maande voor Kersfees in die buik van 'n kind te kom en om 'n mens te word. Daar's niks normaals daaraan. Dis totaal 'n groot wonder wat ons nie kan begryp. En ons mag dit herdenk vandag. Ons mag terugdink aan soveel jaar gelede. En ons kan die Here loof en prys daarvoor, en geliefdes, maar ons besef dat dit wat ons vandag hier herdenk, was nie sommer net uit die bloute nie. Die Here God het nie net uit die bloute besluit, nou kom sy seun. Lank voor die tyd. Al voor die wêreld gemaak was, het hy vir die Here Jesus Christus 'n bruid beloof uit die mensdom. As ons die Here se woord lees, as ons die hele Ou Testament lees, dan besef ons alles in die Ou Testament dui en alles dring na die dag dat die Here Jesus moes kom. As ons die Here se woord lees, dan besef ons die Here is getrou. Hy het beloftes gemaak, beloftes wat eintlik begin al net na die skepping. In Genesis 3 vers 15 sê hy, wanneer na die sondeval, dan sê hy, maar hy sal hom een stuur. Ons lees daar, vyandskap sal ek tussen jou en die vrou stel, en tussen jou nageslag en haar nageslag, en hy sal hom die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. En as die ou Hebreëus lees, dan is dit manlik enkelvoud. Al in die 3de boek van Genesis, dan beloof die Here, en hy's getrou, hy beloof dat dit sal kom, en dat die Here Jesus sal kom. En die Here is getrou in alles wat hy beloof. Geliefdes, die Here God se ja is 'n ja. As hy iets beloof, dan doen hy dit. Daar's geen belofte wat hy maak wat hy nie nakom nie. Hy hou sy beloftes. Hy bewaar hierdie klein volkie sodat die Here Jesus gebore kan word, sodat ons kon lees van Dawid wat uit die geslag, van Josef wat uit die geslag van Dawid was. As ons die Here se woord lees, dan sê Deuteronomium vir ons, hy's 'n betroubare God, sonder onreg, regverdig, onkreukbaar is hy. Psalm 33 sê, al sy werke is betroubaar. Psalm 36 sê,
Here, tot aan die hemel reik u troue liefde, u getrouheid tot aan die wolke. Die Here is getrou. En dit is ook waarom ons hierdie gedeelte gelees het van Galasiërs. Ons is as 'n gemeente besig met die reeks preke wat gaan oor die vrug van die Gees. En dan die 7de vrug is getrouheid. En dit pas besonder as 'n mens vandag dit lees, want al hierdie eienskappe van die vrug van die Gees is eienskappe van die Here God wat hy bonatuurlik in ons insit. En as ons wil weet hoe lyk getrouheid, dan lees ons oor die Here God, want hy is getrou. Geliefdes, die Here God het meer as 300 keer in die Ou Testament gesê, die Here Jesus gaan kom, direk of indirek. Meer as 300 keer is dit geprofeteer, die Here gaan kom, en hy het gekom. En geliefdes, deur die Bybel, dit is eintlik besonder as 'n mens gaan kyk, hoeveel keer word daar oor God se getrouheid gepraat. Selfs in Jesaja, as hy moet praat oor die Here Jesus wat kom, dan sê hy, getrouheid sal sy lendene omklee. En juis as die Here Jesus kom, dan is dit die hoogtepunt van God se trou, God se getroue beloftes, wat hy nakom. Geliefdes, dis die draaipunt van alles. Wanneer die Here God ingryp en op 'n bonatuurlike manier 'n nuwe tyd inlei. En dis wat ons vandag herdenk. Ons herdenk die getrouheid van God. God wat sy seun gegee het, die seun wat saam met die Vader besluit het. En die seun wat getrou was elke oomblik, elke moment wat hy hier op aarde was. Hy was nooit ontrou. Hy het presies gedoen wat hy gesê het hy sal kom doen. En as ons hierdie gedeeltes lees, dan besef 'n mens, maar getrouheid beteken ook vertrou. Nie net getrou, maar vertrou. Ons kan God vertrou. Weet u, baie mense glo in die Here. Baie mense glo in die Here, maar baie mense glo nie die Here. As die Here sê hy doen iets, al glo in hom, glo hulle nie wat hy sê. Deur die eeue is dit so. Die volk van Israel, die skrifgeleerdes, die wetsgeleerdes, die priesters, hulle het die Here se woord gehad. Hulle het alles gelees wat ons lees in die Ou Testament. Hulle het geweet hy sou kom. Hulle het geweet hy sou in Bethlehem kom. Hulle het al die kennis gehad. Hulle het geglo in God. Maar hulle het God nie geglo. En dis die getrouheid wat die Here in ons sit. Om nie net in hom te glo, maar om hom te glo. Dit wat hy sê, dit doen hy. En dis wat ons vandag vier. Dis wat dit wat hy gesê het deur al die jare, terwyl hy hierdie volk gelei het deur 'n woestyntog, terwyl hy hierdie volk in ballingskap gevat het. Al hoop wat daar was is dat die Messias sou kom. En die Messias het gekom. God is getrou. Maar hy het nie gekom soos wat Israel dit verwag het nie. Hulle het nie 'n kindjie in 'n krib verwag. Hulle het nie 'n vredevors verwag. Hulle het nie 'n koning verwag wat in 'n krib sou lê. Hulle het iets heeltemal anders te verwag. Hulle het God nie geglo toe hy gesê het, dis hoe my kind sal kom nie. God weet wat ons nodig het. God weet ons het 'n redder nodig. God weet ons het nodig dat daar iemand tussen ons en hom moet staan, dat daar iemand moet gehoorsaam wees, dat die wet volmaak vervul wat sy Vader lief het met alles in hom en sy naaste lief gehad het. God weet wat ons nodig, wat die mensdom nodig gehad het. En dis nie wat hulle gedink het, hulle het nodig. Hulle het gedink hulle het iemand nodig om hulle te verlos van die Romeinse ryk, dat dit net voorspoed sal wees. Hulle het iemand nodig om in hulle diens te wees. Maar as die Here kom, dan weet hy moet sterf. Dan weet hy moet sy lewe aflê sodat geliefdes ons die Here kan hoor,
sodat ons getrou hom kan dien, sodat ons hom kan lief hê, sodat ons met hom kan praat, sodat ons hom kan vertrou. Ons het 'n prins van vrede nodig gehad. Ons het 'n bruidegom nodig gehad. En dis wat hy gestuur het. Hy is getrou. Hy is vertroubaar. En dis wat hy in ons insit. Hy sit in ons 'n bo-natuurlike getrouheid, wat een van die eienskappe van die Here Jesus was in ons. En daarom, as ons weet die Here het al hierdie tyd voorspel, dat sy seun sal kom, dan moet ons ook hoor wat sê hy nou. Want die Bybel praat nie net van 'n eerste Christusfees. Die Bybel praat nie net van die eerste koms in Bethlehem. Die Bybel praat nie net van 'n kindjie in 'n krib, en doeke toegedraai, iemand wat ons moet bejammer omdat daar nie vir hom plek was nie. Maar ons leef tussen die eerste Kersfees, tussen die eerste Christusfees en die tweede Christusfees. Ons glo in God, maar ons moet hom glo as hy sê daar kom weer 'n Christusfees, wat heeltemal anders sal lyk as die eerste een. Want geliefdes, ons kan nie net bly by Bethlehem, ons kan nie net bly by 'n kindjie in 'n krib, by herders en wyse manne en Bethlehemster. Ons moet kyk na die môre ster wat kom, 'n nuwe dag wat aanbreek. Ons moet kyk na die volgende Kersfees, die volgende Christusfees, en ons moet God glo as hy sê hy kom. As Openbaring 18 lees, dan word hy genoem die getroue. As Christus sê hy kom weer, dan kom hy weer. As hy sê hy kom op die wolke, geliefdes, weet jy wat's uniek en eintlik baie besonder, is dat dit wat Israel verwag het, dat hierdie koning sal kom, dat die Messias sou kom, en dat hy die wêreld sou omverwerp en net hulle red. Eintlik op hierdie selfde manier kom hy. Daar sal nie sterre wees, die hemel sal weg wees, hy sal kom op die wolke, en almal sal hom sien, nie net 'n paar herders, nie net wyse manne nie. Almal sal hom sien. En hy gaan in sy heerlikheid as koning kom, as heerser, as die een wat kom oordeel. En nie net vir een volk, maar vir alle volke, nasies, stamme en tale. Kom hy op die wolke, die tweede Christusfees. En intussen leef ons tussen die eerste koms en die tweede koms. En intussen hoor ons wat die Here sê. En intussen gee hy sy gees dat ons getrou kan wees in die manier waarop ons hom dien, waarop ons hom liefhet, waarop ons hom loof, waarop ons lewe met hom wandel. Hy los ons nie en sê, kyk na die verlede en leef uit die verlede. Geliefdes, die verlede is wonderlik. Dit is ontsettend besonder dat daar 'n ster was, dat alles rondom Kersfees daar kon wees. Maar weet u, dis niks teenoor dit wat kom. Ons het die kersligte af, ons blaas die kersies dood. En volgende jaar dan doen ons dit weer. Daar's 'n ewigheid van lig voor ons. Daar's 'n ewigheid om Christus te sien. Daar's 'n ewigheid van vreugde en vrede. En die Here sê tot dan, luister na my, wees getrou, want eens kom die ruiter op die wit perd, in sy heerlikheid en sy majesteit. En hy kom die verkorenes van die Here haal. Dit wat hy al voor tyd in die boek van die lewe geskryf het, in Openbaring 18. Dit wat hy al geskryf het, lank voor die mense sonde gedoen het.
dit word vervul. En so kom die Gees en los ons nie, en hy werk getrouheid in ons. Hy werk getrouheid in ons aanbidding. Hy laat ons die Here hoor, nie net glo in hom nie, maar dat ons hom glo. Geliefdes, en daarom is die Christusfees eintlik baie meer as net terugdink. Dis 'n diep begeerte na die volgende Christusfees. Dis 'n smagting en 'n verlange wat die kerk uitroep, kom Here Jesus, kom gou, dat ons by hom kan wees. Dat ons nie net een keer 'n jaar hierdie vrede en vreugde, hierdie dag beleef met al sy wonder, maar dat ons uitsien elke dag na sy koms. Hy maak ons getrou in ons verwagting. Hy maak ons getrou om hom te volg soos wat hy sy beloftes getrou nakom. Laat hy ons getrou wees aan ons beloftes. Ons het tog die Here beloof. Ons kom nie een keer 'n jaar om hom te aanbid nie. Ons kom nie een keer 'n jaar om sy lof te besing nie. Ons wil elke oomblik hom dien. Ons wil ons hele lewe aan hom oorgee. Elke stukkie daarvan. Nie net een dag. Hierdie vreugde en vrede, broers en susters, is nie net vir 25 Desember nie. Dis vir elke dag. En die Here sê, ek het nie net gekom en is nie net by julle gewees een keer nie, maar ek is Immanuel. Ek is by jou. My Gees is in jou. Die lig is nie net iets wat buite jou is, dis in jou. Ons leef in 'n wêreld vol ontrou en wantroue. Daar's een stabiele, en dis die Here. En as alles rondom ons wankel, en alles rondom ons in mekaar stort in duie, dan mag ons vashou. God is getrou en mag ons smeek, Here, maak my getrou, maak my vertroubaar, laat my ja ook my ja wees, en my nee ook my nee wees. Laat ons buig, en weet die Here weet die beste vir ons. 2 Timoteus 2, vers 11 tot 13 staan daar, hierdie uitspraak is betroubaar. As ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom leef. As ons aanhou volhard, sal ons ook saam met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. Geliefdes, maar luister waarmee eindig dit. Hy sê, as ons ontrou is, en geliefdes, ons is baie keer ontrou. As ons ontrou is, hy bly getrou. Want hy kan homself nie verloon nie. En dis meer. Dis meer as sy getrouheid in die verlede. Dis sy getrouheid nou in jou lewe. Dis sy getrouheid môre. Dis sy getrouheid as jy op jou sterfbed lê. Dat hy jou nooit alleen los. Dis jou getrouheid. Hy's getrou. As jy in hierdie tyd pyn en lyding en moeite het. Weet jy wat 'n wonder is dit om nie net te glo in God, maar om God te glo. Dit kan net die Gees vir jou gee. En daarom bid ons dat die Here ons elke dag God se getrouheid wys. Dat ons leef na die môrester. Wat verder is as die Bethlehemster, ons Here. Laat ons uitroep, nie net ere aan God, maar sing, kom Here Jesus, kom gou. Amen. Kom ons bid saam. Here, U is getrou. U is nooit ontrou. U bly dieselfde. Wat U sê staan vas.
Ons twyfel nie, Here, dat U weer sal kom. Maar Here, werk in ons vertroue, sodat ons ook getrou kan bly. Getrou aan die woord. Getrou aan dit wat U vir ons gee om te doen op hierdie aarde. Vir elke dag se werk. In ons gesinne, in ons huwelike. Here, in U gemeentes. Ons dank U vir die groot genade. Dat U ons nie gelos het op hierdie aarde om in ons eie gemors aan te gaan. Maar dat U ons oog ophef. Dat ons 'n nuwe Jerusalem voor ons mag sien. En dat die ere aan U nie net 'n lied is wat ons hoor uit engele stemme. Nie net 'n lied is wat ons een keer 'n jaar sing. Maar Here, dat elke moment ere aan U sal wees. Aan U kom toe die lof, die aanbidding. Want U is God. Here, ons glo in U. En ons glo U. Wees met elkeen wat siek is. Skenk U ontferming en U liefde oor hulle wat alleen en eensaam is. Maar Here, gee ons oë om te sien, harte om te glo. En Here, gee ons ook hande om te dien. Nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat U Seun Jesus Christus dit vir ons verdien het. Aan U kom toe die lof, die eer en die aanbidding van nou af tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, as slotsang gaan ons sing Skrifberuiming 4-6, ere aan God. Daarna dan sal ek die seën aan ons uitspreek, dan bly ons staan vir die Amen.
Geliefdes, ontvang nou die onmisbare seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen. Geliefdes, die kollekte by die deure is vir die plaaslike Bybelverspreiding, soos wat dit elke jaar is. Ek wens julle almal 'n baie geseënde Christusfees en 'n Christusjaar. Broeder Flip. Broeders en susters, die van julle wat nou nie oom Flip gehoor het nie, hy sê dominee Here Hakebord is hier uit Oekraïne. Sy ouers is by ons in die gemeente en die familie is hier. Suster Susan is baie ernstig siek, maar vol dankbaarheid en vreugde vir die Here, maar hulle is daar besig om werk te doen en in hierdie oorloggetuisterde land. En Flip het gevra dat ons net vir hulle die seënbede sal sing. Stefanie Psalm 134 vers 4, kom ons staan, dan sing ons vir hulle en hulle gemeente en al die gelowiges in die Oekraïne, die seën van die Here toe. Baie seën vir julle almal ook broeders en susters.